En ons praat in hierdie sessie oor die laaste Pesach, die laaste Pasga. Nou maar, ons wil net gou so 'n bietjie met jou praat oor die eerste sessie was natuurlik 'n bietjie moeilik. Want moenie die boot skit nie. Moenie die komberse afruk nie. Moenie die ligte aansit nie. Want ek is vuil, ek is verongeluk, ek is regtig skaam oor wie ek is. Moenie. Die tweede sessie was om vir jou te help om te verstaan dat Vader reken jou soos fyngoud. Waardevol. Dat reg. Dis hy. En hy noem jou 'n kind van Sion. Sion is sy koninkryk. Ensovoorts. Dit is ons 'n bietjie opgebou en dit het al lekkerder geword. Nou gaan ons die derde sessie doen en hierdie derde sessie is bedoel om vir jou so 'n bietjie te laat voel wat doen Vader en wat is sy bedoeling met jou wanneer hy jou vul. Nou ons gaan 'n paar teksversies hanteer en die eerste daarvan is 1 Korintiërs 15 verse 53. Nou u ken dit nou almal uit die koppe uit, maar dit is baie belangrik dat ons dit weer met mekaar lees. Dan die volgende gedeelte is Romeine 8 vers 9 en dan die baie bekende Galasiërs 5 verse 22 en 23. Nou, die verganklike, luister mooi, ons praat oor die laaste Pesach. So die verganklike, dis nou hierdie ding wat ons in leef, hierdie vleisbedryf, die verganklike word wat? Word met onverganklikheid bekleë. Daar's hy. Nou moet ons mooi verstaan wat Vader bedoel hiermee. Want wanneer hy sê, vlees en bloed kan my koninkryk nie ingaan nie, dan beteken dit dat Vader moet iets doen met hierdie verganklikheid. En Paulus het dit verstaan. En hy het gesê, eers moet wat? Moet die verganklikheid met onverganklikheid bekleë word. Nou ek wil ietsie vertel. Vader se Gees bekleë ons. Met ander woorde, wat hy bedoel in menslike term bekleë is om ons aan te trek, ons te vul, ons met sy Gees te bedek. Want as jy iets aantrek, dan bedek jy. So wanneer hy sê, eers moet die verganklikheid met onverganklikheid bekleë word, dan maak hy vir ons 'n wêreld oop wat tot op hierdie stadium nog so 'n bietjie in die donker rondgelê het. Maar dit beteken dat Vader het 'n belofte gemaak en Paulus kondig dit aan. Hy sê hierdie verganklikheid wat jy mee sukkel, hy sê deur die krag van my Gees gaan ek julle verganklikheid in 'n oogwink verander na onverganklikheid. Dit is die laaste Pesach. Nou net weer, Pesach beteken om oor te gaan. In die Engels het dit al die jare reg. Hulle praat van 'n Passover. So hier's iets in die pad hierso. En Passover beteken om van hierdie kant af oor die ding te kan gaan na die ander kant. So die Pesach is nie 'n lam nie. Is nie 'n skaapbout nie. Is nie 'n vetderm wat jy eet nie. Die Pesach beteken om van die verganklike af oor te gaan na die onverganklike.
Maar voor dit kan gebeur, moet hierdie verganklike bekleed word met sy gees. Want hulle moet weer bekend staan in die skepping as die kinders van Sion. Hulle moet weer gereken word as fyn goud, in menslike term gestel. Nou, die gees bring vrug voort. Kom ons praat net gou met mekaar daaroor. Ons wil net eers gou Galasiërs 5:22 en 23 hanteer. Maar die vrug van die gees. Ons lees in Johannes 4 'n baie belangrike aankondiging. Dit is 'n uitlike proklamasie waar hy sê dat Vader is gees. Nou luister mooi, die vrug van Vader, die vrug van sy karakter, die vrug van sy wese is neegvoudig. En die eerste wat ons daar sien is, die eerste deel van hierdie, daar staan nie vrugte, asof het dui op baie nie, dis een vrug. Maar is neegvoudig, want dit is sy karakter, dit maak Vader nie meer as een nie. Maar sy karakter dra hierdie karaktertrek en die hoofkaraktertrek is liefde. Die vraag in my hart is waarom antwoord ons nie hierdie ontsaglike, onbeskryflike liefde nie? Hoekom beantwoord ons dit nie? Want as ons deur een gees deurdronge was, dan beteken dit, die karaktertrekke van Vader is nie meer buite op papier geskrywe nie, dis binne my hart, dis op my lip, dis in my verstand, dis in my handeling. Dit beteken, dit is eintlik 'n weerspieëling van wie ons werklik moet wees. Want Adam is geskep na sy beeld en sy gelykenis, want dit beteken dat Adam het dieselfde karaktertrekke gedra wat Vader Jahwe dra. Dit is nie ver gesog nie, dit is so. Maar waar is Adam? Ek hoor die hele tyd, deur die eeue, deur die millennia heen, Adam, waar is jy? Dieselfde vraag word vandag hier gevra. Dink jy regtig wat Adamiet is? Jy is op pad na Vader Jahwe toe. Dink jy regtig so? Kom ons praat daaroor. Romeine 8 vers 9. Hy sê 'n baie belangrike ding. Nou wil ek net verduidelik. Paulus sê in die 9de versie, maar julle is nie in die vlees nie. Nou wil net gou met u praat daaroor. Wanneer Paulus sê julle is nie in die vlees nie, dan sal jy en ek menslikerwys sê, oeps, wat is ek dan? As ek nou nie meer in die vlees is nie, wie is ek dan? Nou kom ons kyk wat sê hy in die teks. Hy sê, maar in die gees, julle is nie meer in die vlees nie. Staan hy so? Praat met my? So julle is nie meer in die vlees nie. Met ander woorde, julle dink nie meer vlees nie. Julle het nie lief volgens die vlees nie. Julle het nie selfbeheersing volgens die vlees nie. Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar dan sê hy, maar julle is in die gees. Het julle gesien daar staan hoofletter? So Johannes 4 sê, Vader is gees. Nou wanneer Paulus sê, hou op om vlees te wees. Met ander woorde, hou op om te dink wat die vlees dink. Byvoorbeeld, 'n mamma het 'n interessante ding met sy doen. As sy begin koud kry, moet die kinders treye aantrek. Ek nou is 'n metafoor. So ons dink vlees. Ons dink agter die vlees aan. Die vrees lei ons. Die
vals hoop maak ons knieë lam en so meer. Nou sê Paulus, julle is nie meer in hierdie vlees nie, maar in die gees. Nou kom ons vat hom net so 'n bietjie dieper. Hoor wat sê die teks verder, die teks hier. Hy sê, as die gees van Vader Jahwe werklik in julle woon. Hoor julle hom? So, Paulus het iets verstaan wat jy en ek sukkel om te verstaan. So ons is in die vlees, dis waar, maar koning Dawid was ook in die vlees, nie waar nie? Elia was ook in die vlees, die apostels was ook in die vlees, is dit reg? Maar hulle het iets ontvang, hulle het verstaan. Die gees van Vader Jahwe is in hulle. Nou kom ons kyk, wat is hierdie bedoeling? Die sleutelwoord wat ons nou moet kyk is wat? Woon. Daar staan geskrywe, as die gees van Vader Jahwe werklik in julle woon. Met ander woorde, hy sê, wanneer hierdie vlees hom ontdaan van die wêreld, dat hy gesuiwer en gereinig kan word, dan woon Vader se gees binne in hierdie ou liggaam. Die skrif leer my so. En dan wat sê hy? Die Griekse woordjie oikei beteken om permanent in te woon. Om permanent in te woon. Om 'n huis te maak. Nou, Paulus sê, die gees lê nie by jou besoek af nie. Jy weet, as iemand in die hospitaal lê, is daar besoektyd, nee. Party sê 3 uur tot 2:15 of tot 2:30 is besoektyd. Dan lei iemand 'n klokkie daar aan die gang. En as daai klokkie lui, moet jy voetsak, want besoektyd is verby. Is dit reg? Nou, hoor nou hierdie, die gees het nie besoektyd nie. U hoor nie wat ek sê nie. Dit verstom my. Ek probeer vir jou sê, die gees van Vader lê nie besoek af nie. U hoor nie wat ek sê nie. Vader se gees lê nie by die kinders van Sion besoek af nie. Hoe moet ek maak? Hy trek in, hy maak woning. Hy is nie van plan om te trek nie. Hy is nie net tydelik daar nie. Want hy het 'n belofte gemaak, ek sal met julle wees tot aan die volëinding. Maar wat is dit met ons? Dat ons hierdie passievolle heerlikheid nie kan akkommodeer nie. Hoekom nie? Omdat my vlees het besluit, ek is teleurstelling. So ons is almal teleurgesteld oor wie ons eintlik is, maar Vader is nie teleurgesteld nie. So ons verhinder Vader om te kom inwoon. Maar wanneer hy inwoon, dan beteken dit doeteenvoudig die belofte staan, dat hierdie verganklike gaan met die onverganklike verander word. Om gelykvormig te word aan sy heerlikheid, is 'n magtige belofte, maar ek verstaan nie om watter rede ons hiermee sukkel nie. Want dit is die leringe van die baie pottebakkers in ons lewe. Die gif van die leuns. Die hande van die verleiers en die skerp tong van die leuenpredikers het ons gemaak wat ons vandag is. Die Gees kom jou nie besoek nie. Hy trek in.
O ja, ek het amper vergeet. Vader regeer waar hy woon. Dit reg? Is so? Kom. Vader regeer waar hy woon. U praat nie met my saam nie. Hoekom nie? Wanneer Vader in ons inwoon, wie regeer daar? Nou wat is dit? Dat ons hierdie heerlikheid nie verstaan nie. So ons het nou kopkrimpers en psigiaters en sielmechanics nodig om te kyk of ons nie die plek mooi kan kry sodat Vader kan inwoon nie. Dis nie wat hy sê nie. Johannes, ten minste Jesaja 1 sê, kom laat ons die saak uitmaak. Nou ek pleit vandag by u, kom net soos wat u is, net soos wat u nou daar is. Kom in Gods naam net hiernatoe, dat ons die saak kan loop uitmaak. Want Vader wil inwoon, en waar hy woon, daar regeer hy. Dit is 'n baie verstommende ding. Maar, as iemand die gees van Vader Jahwe nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hoor jy wat hy sê? Hoor jy? As iemand nie die gees van Vader Jahwe het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou ja, hulle kan die sendingwerk doen tot die bissies bewe. Maar ek sê vandag vir u, net die kinders van Sion kan deur Vader, deur die krag van sy gees bewoon word. Net dit alleen. En die wêreld daarmee 'n probleem het, gelukkig is dit nie my probleem nie. Nou goed, maar as iemand die gees nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou geliefdes, ons moet ietsie vir mekaar sê. Terwyl ons nou besig is om na 'n hoogtepunt toe te gaan, sê net gou-gou vir my. Nou net daar waar jy sit, dit wat jy hoor in jou hart. Hoekom voel jy, dis dalk nie moontlik nie, dat Vader by jou kan kom inwoon nie? Sê vir my, hoekom voel jy so? Hoekom? Dit beteken die uitnodiging word nie 'n passie in jou hart nie. As jy kom, net soos jy is. Weet jy wat sê Jesaja se profesie? Hy sê al was jou sonde soos skarlaken. Kom ek vertel net vinnig vir u, wat is skarlaken? Skarlakenkoors was 'n verskriklike siekte. Hy tas elke lewende sel in jou liggaam aan, van die punt van jou hare tot op die punt van jou groot toonnaels. Elke selletjie binne en buite word aangetas deur hierdie skarlakenkoors. Dis verskriklik om daaraan te dink dat hierdie hele woning is so besmet, so skarlakenkoors, in sonde, in oortredings, en al die gemors wat al die jare in ons ore ingepomp is. Maar dan hoor ek dat Vader sê, jy kan dit nie regmaak nie. Kom net asseblief soos jy is, kom net hiernatoe. Kom ons maak die saak uit. Jy moet vir my kom sê, wie is ek? En jy moet begin getuig, wie is jy? En wanneer ons dit gaan begin doen in hierdie passie in ons hart, word die lied van ons hart. Dit word 'n getuienis. Ek het by Vader Jahwe aangemeld met al my geboors. Want hy het gesê, ek sal jou was so wit soos wol. Kan ek 'n halleluja kry? Om watter rede is ons nie in opgewondenheid hieroor nie? Nou hou op om te dink jy's 'n robbies. Net soos jy daar sit vanmiddag. Moet al die teleurstellings oor jouself in die verlede. Kies op hierdie oomblik, net daar waar jy is. Ek gaan opstaan en teruggaan na die huis van my Vader. Nou, net hier. Net hier. Want die verandering moet kom. Die passie moet begin. Die geesvloed moet begin. Want ons moet die oorwinning uitdra
uitspoel, laat oorspoel na hierdie wat nog soekend is na die aangesig van Vader Jahwe. Met ander woorde, dit beteken dat ons moet 'n getuienis hê, want die Gees wat in ons is, getuig dat ons aan hom behoort. Die Skrifte sê so. Hierdie versie is ontmaskerend van aard. Nou kom ek vertel gou weer van 'n masker. Hierdie masker lyk so, daar's baie maskers. Twee vrouens kom by mekaar, of twee mans. En die eerste ding wat hulle doen, hulle groet mekaar, en die tweede ding wat hulle sê, hoe gaan dit met jou? Dan hierdie masker, nee, baie goed, dankie. Dis 'n lekker gladde leen, nee. Party sê, ag, onder die omstandighede nie so sleg nie. Jy weet. Wat 'n getuienis is dit? Want met die teenwoordigheid van Vader se Gees kan jy nooit so praat nie. Wat is jou getuienis? Ek drink uit die heilsfontein. Ek is in oorwinning. Ek behoort aan Vader Jahwe. Sy beloftes is 'n werklikheid, is 'n realiteit. Hoe is dit moontlik dat ons dit nie kan verstaan nie? Hoekom verstaan ons nie as Paulus sê, julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees? Hoekom verstaan ons dit nie? In die vlees, kom ons praat met mekaar, net vinnig, dan stap ons van die punt af. Ons het alles in hierdie land geplan vanuit die vlees. Nie waar nie? Nou hoor ek die manne, mooi manne, regop manne, hulle sê die volgende. Ons moet skiethuisers by mekaar maak asof dit uit die mode gaan. Want hier kom 'n ding. U weet ek praat waar. Maar waaragtig, ons verstaan nie. Die vrou wat aan die muur gebly het in Jericho, het iets geweet wat jy en ek sukkel om te verstaan. Wanneer die verspieders by haar aankom, dan sê sy vir hulle, ons het gehoor dat Vader Jahwe het hierdie land aan julle gegee. Toe was die volk nog nie eens daar nie. Ons vrees vir julle. Wat is dit wat ons nie hoor nie? Om watter rede vrees ons hierdie wêreld in sy gemors hier buite? Om watter rede? Want wanneer die Gees van Vader Jahwe in ons binne is, dan regeer hy. Ek weet nie. Dis ontmaskerend van aard. Weet jy wat gebeur? Dit sny deur skynheilige godsdiens. Hy sny dwars deur. En miskien klink dit wreed as ek vanaf hierdie posisie vir u kom sê. Al die godsdiens op die planeet en al die godsdiens van hierdie boervolk tot op hierdie stadium het daar nie gemaak wat Sefanja 3 van praat nie. Niks. Dit beteken daar is niks met die profesie verkeerd nie. Dit beteken die erdekruike het nie lewende water in nie. Sê vir my, hoe lyk die regterkant? Kan ek vir u beduie hoe lyk die regterkant? Skus ek so 'n bietjie politiek bysleep. Die regterkant is regse liberaliste. Dink mooi wat ek sê.
Regse liberaliste. Weet jy wat, hulle aan mekaar besig? Kompromieë van vanmôre tot vanaand toe. Is dit 'n getuienis van die inwoning van Vader Jahwe se Gees? Nee! Nou hoe op aarde het dit gebeur, dat die regterkant nie kan bot nie? Want julle sal wees soos bome wat geplant is by wat? By waterstrome. Hoekom is ons dit nie? Want ons is in die vlees, ons dink vlees, ons praat vlees, ons beplan vlees. En terwyl ons daarmee besig is, regeer Vader Jahwe nie binne ons binnekant uit na buite nie. Dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n leemte. Dit is iets waaroor jy en ek diep in besinning moet gaan. Dit is vir my vreeslik. Die Gees is die teken dat ons aan die verbond behoort. Die teenwoordigheid van die Gees bevestig dat ons behoort aan die verbond op hierdie punt. Daar's net een verbond. Daar's nie 2 nie, daar's nie 3 nie. Daar's nie 'n nuwe verbond nie. En ek weet, die klippe sal nou maar kom, maar dan glimlag ek maar oor die klippe. Maar luister nou mooi. Vader Jahwe is nie 'n verbondsverbreker nie. Jy en ek kies om die verbond te omseil of uit die verbond uit te gaan of om onsself van die verbond te vervreem. Maar omdat ons uitgeloop het, beteken dit nie dat die verbond stort en duie nie, want Vader Jahwe is die verbond. En dit beteken dat ons moet vernuwe word, sodat ons kan terugkeer na die ewige verbond. Bid jou nou dit aan, dat hier buite 'n evangelie verkondig word, dat julle moet nie kommer oor daardie verbond nie, dit is 'n ou ding, maar hy het gesê, hy gaan 'n nuwe verbond oprig. Dit staan nie in die Grieks so nie, dit staan nie in die Hebreëus so nie. Vader sê, ek gaan julle hernie om terug te kom na die ewige verbond. Nou wat is die pyn? Wat is dit met ons, dat ons so sukkel met hierdie heerlikhede? Kom ons stap so 'n bietjie aan. Ek weet die magies hang so 'n bietjie aan die ooglede, maar nie lieg nie. En daai ou pens trek daai ooglede styf toe. En jou ore se frekwensie gaan so van FM af na shortwave toe. Is dit wat jy aangaan? Okay. Maar kom ons gaan aan. Paulus sê nie, hy sê nie, as iemand genoeg geloof het nie. Hy sê nie so nie. Hy sê, of as iemand nie genoeg werke het nie, of as iemand nie genoeg kennis het nie. Hy praat nie van daardie goed. Hy sê, die Gees is die teken van wie werklik aan Vader Jahwe behoort. So hoe meer kennis ek het, hoe meer behoort ek. Dis sotterny. Met ander woorde, as ek net 'n bietjie kennis het, is daar 'n bietjie Gees. Dis nie Vader nie. Die kennis het niks met die vervulling van die Gees te maak nie. Die Gees van Vader is die volmaakte heerlikheid, dis die volmaakte wysheid, dis die volmaakte krag. Ons is nie by 'n plek waar ons byvoorbeeld onuitspreeklike versigtinge kan uitspreek nie. Hoekom? Vlees. Ons sukkel met die ding, man. Weet jy hoe klink dit? Die vlees sing Sare Mare op Suikerbossie se wysie. Weet jy hoe klink dit? Ek wil dit nie hoor nie. Ons moet
instrument te word. Ons is die sigbare getuies. Die hele plek hier buite wag, dat Vader vanuit u binnekant hierdie heerlikhede laat uitspoel. Hy wag daarvoor. In die Ou Testament was daar 'n teken. Ek wil nie op die detail ingaan nie. Trap nou weer op ander mense se tone. Hulle sê die teken van behoort aan die verbond is die besnydenis. Nou wil ek vandag vir u sê, Ismael besny ook. En Rasbanshi. En Filemon. Jy hou nie daarvan nie. Kry jou kop hier reg. Die Gees in jou is die teken dat jy aan die verbond behoort. Nie vleeslike merkies en goedjies nie, of middelpaadjies kam, of vals ooghare aansit nie. Jy, die teken dat jy aan die verbond behoort, is die permanente inwoning van die Gees van Vader Jahweh. Goed, Efesiërs 1:13. Efesiërs 1:13. Dankie, Efesiërs 1:13. In wie julle ook. In wie julle ook. Nou, daar's 'n komma. Nou hoor bietjie wat staan daar geskrywe. Nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. Nou is die twee goedjies wat my opval. Die eerste is wat my opval, is sê, nadat julle die woord van waarheid, wat is die woord van waarheid? Dis die evangelie van julle redding. Dis die woord, dis die evangelie van julle redding. Luister mooi. Gehoor het in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Gees van die belofte. Jesaja 44. Dis die Gees van die belofte. Is jy nog by my? Baie dankie. Die Gees is die seël. Dit is die merk. Dit is die bewys van Vader se eiendomsreg oor ons. Nou, hoekom vat ons nie die merk nie? Hoekom vat ons nie die Gees nie? Sodat hierdie wêreld hier buite kan verstaan, Vader se eiendomsreg is op ons gemerk deur die krag van sy Gees wat inwoon in die binnekant van ons sielswese. Waarom nie? Ek is taamlik moeg vir godsdiens. Regtig. Dit het ons nêrens gebring nie. Ek is moeg vir godsdiens. Wie is nog moeg? Nog almal. Baie dankie, prys sy naam. Ons is moeg vir die pottebakkers se godsdiens. Wat wil ons sê? Ons wil hierdie naweek oop harte begin bou. Harte wat deur Vader se Gees gevul kan word. Ons wil ophou om aan onsself te dink dat ons mislukkings is. Die Gees beteken permanent inwoon. Dit is Romeine 8 vers 9. Kom ons draf net gou weer oor hierdie baie belangrike ding wat Paulus sê. Dit beteken dat die Gees kom nie in en uit nie. Hy's nie dan in, dan uit nie. Hy's nie onvoorspelbaar nie. Dan kuier 'n bietjie, dan sy weg. Ons is onseker hoe lank gaan hy bly of gaan hy kom. Ons Vader werk nie so nie. Hy's permanent.
So wanneer ons in die Gees gedoop word, dan beteken dit, dis 'n permanente ding. Dis nie 'n in- en uitgang nie. Dis nie 'n lekker ervaring nie. Dis nie Vader nie. Dis nie 'n lekker ervaring nie. Wanneer ons na koning Dawid se optrede kyk onder die krag van sy Gees, toe Goliat val, ek moet nou beduie, laat my toe. Kyk na die prentjie. Hier sit die hele leermag van Israel. Ou Saul ingesluit. En dit val my op, maar hoe is dit nou moontlik? Hier staan hierdie Filistyn en vloek. Maar die groote Saul, die gesalfde van Vader Jahwe, se broekspype bewe. Hoekom? Vlees. Want u hoor nie. Wanneer Dawid daar aankom, dan kom hy met gees daaraan. En hy steeds vlees. Maar wanneer hy Goliat laat val, skielik is die hele leermag op hulle voete. Toe jaag hulle hierdie Filistyne tot ergens in die vergeteltyd van baie horisonne. Nie waar nie. O. En na alles, toe hulle terugkom. Nou koning Dawid was 'n Benjaminiet, hy werk met sy linkerhand. Toe hy terugkom, hy's 'n jong seun, die hele weermag hardloop agter Dawid aan. Hoekom? Want waar Vader inwoon, daar regeer hy. Hoor jy nie wat ek sê nie? Dan vat hy die kop van ou Goliat, wat hy so aan die hare in sy regterhand gehad het. En hy gooi hom so by Saul se voete. Manne, die kop van die lasteraars sal by die voete val van die kinders van Sion, so seker as wat ek vanmiddag leef. Prys sy kosbare naam. Dit is die passie van die oomblik. Hy kom nie vir 'n seisoen lank nie. Soos winter is 'n seisoen. Lente is 'n seisoen. Somer is 'n seisoen. Herfs is 'n seisoen. Vader se Gees kom nie soos 'n seisoen nie. Hy's permanent. En dit is wat ek vir u probeer sê, dat ons moet asseblief ons koppe reg kry, want ons soek permanente inwoning. En as jy nie so voel nie, vat jou Bybel, gooi hom in die asblik, want hierdie woord leer vir my, dat Vader is permanent. Hy's nie 'n loseerder nie. Hy's nie op besoektyd nie. Hy's nie net een wat hier verbygaan nie. Hy's permanent. En dit is waaroor ons die hele naweek praat, die verskil tussen werke en vrug. Kom ons praat so 'n bietjie hieroor. Die tekens van lewe van die Gees. Nou die Gees bring lewe, dit reg. Dit beteken die tekens van lewe is die vrug van die Gees. Dis die teken van lewe. Nou, ons hoor hierdie een dat 450 disippels sê vir ons losser, die woorde wat u spreek is te hard vir die oor. Toe draai hulle om, terug na hulle eie pottebakkers toe. En dan draai hy na die 12 toe, hy sê, en julle, gaan julle my ook verlaat. En dan sê hulle die mooiste woorde ooit. Waarheen sal ons gaan? Want u het die woorde van die lewe. Nou, dit is my punt. So hy is Gees. So wanneer hy in ons is, dan het ons die woorde van die lewe.
Om watter rede verstaan ons nie hierdie moment nie? Voel ons te vrot oor onsself. Want as sy woorde vanuit ons uitval, dan sê die disippels, u het die woorde van die lewe. Nou, wanneer ons na die vrug van die Gees gaan kyk, dan begin ons verstaan dat hierdie vrug is nie 'n meganiese produk nie. Dis nie 'n nuwe geloof nie. Dis nie 'n nuwe belydenis nie. Dis 'n teken van sy teenwoordigheid. Om watter rede sukkel ons om dit te verstaan? Die vrug van die Gees is die natuurlike vloei van die lewe. Ek hoor, die koning sit daar by 'n put wat Jakob lank terug gegrawe het. En hier kom 'n vrou aan, sy dra 'n kruik op haar skouers. En hy vra vir haar 'n bietjie water om te drink. Hoor wat sê sy? Haar godsdiens sê, wag. Ons is Samaritane en jy's 'n Judeër. Ons praat nie met julle nie. Ek ken daardie ding. Ons is en-gees. En die apostolies is hulle is wederdopers. Ons praat nie met julle nie. Dis 'n godsdiensding. Dan sê hy vir haar, as jy geweet het wie vir jou water vra, dan sou jy vir hom gevra het. Geef vir my die water waarvan ek tot in ewigheid nie weer dors van sal word nie. Van watter water praat hy? Want water is die simboliek van sy gees wat uitstort. Want wanneer dit in jou binnekant uitgestort word, het jy nooit weer nodig om vir hom te vra wat is dag, môre en wat is oormôre en wat is volgende jaar. Dit gaan nie saak maak wat dit is nie, want waar hy woon, daar regeer hy. Ons is nie by daardie wonderbare plek in ons lewe nie. Die vrug van die Gees is 'n natuurlike uitvloei van lewe. Daar op die skerm is 'n kruik wat omgeval het. Maar het jy opgemerk, daai kruik is nie stukke nie. Het jy al gesien? Hy is mooi opgedolly, gaaf. En wat vloei uit hom uit? 'n Stroom van lewende water. Dit is vir my baie oulik dat dit aan die regterkant is, begin bot. Vir my baie kosbaar. Die verskil tussen werke en vrug. Paulus kontrasteer twee goed in ons lewe. Die eerste is die werke van die vlees. Hy noem dit meganiese werke. Nou, u ken dit almal, ek wil nie weer daaroor gaan nie, maar ek wil dit net vir u sê. Die mens, die vlees, floreer onder die 17 aanklagtes wat Moses vir ons genotuleer het. Ek wil nie daaroor gaan nie, u ken hulle beter as ek. So wat is dit met ons? Dat ons skynheilig is. Of wil jy regtig hê, ons moet net flissies weer daaroor hardloop. Want Galasiërs 5, vers 19, hang soos 'n ou, afgelope ou stuk buiteband om ons nek. Dis 'n blok aan ons voete. Hierdie werke. Dis die werke van die vlees. Nou, ek moet my verdra, want ek was ook deel daarvan. En ek wil nie daaroor praat nie, want dit het verbygegaan. Maar ons praat uit 'n ervaringslewe. Hoe is dit moontlik dat ons al die jare getrou kerk toe gegaan het, getrou kerkbesare gehou het,
pannekoeke gebak het, allerhande goed gedoen het, nagmaal gevier, kindertjies gedoop, gekatkeseer en al daardie dinge, en terwyl het gedoen het, het ons al vrotter en vrotter en vrotter en vrotter geword. Ons is al hoe meer in die ellendige dompel, terwyl ons besig was met hierdie skynheilige, meganiese godsdienstbedryf. 'n sagte oomblik. Mag ek vanmiddag vir u vra? Het jy op hierdie oomblik 'n behoefte om saam te loop na Vader toe, net soos ons is? Hy wag vir jou. Hy wag vir jou en vir my, soos wat hy vir Moses wag. Maar hy is so besig om iemand anders se skape op te pas. En Vader sê, Moses, ek het skape wat in die nood is. Los hierdie skape. Weet jy, dit is vir my baie interessant. Hy het vir sy skoonpa gesê, vat jou job en steek hom in. Ek het 'n splinte nuwe job. O ja, wat is daai nuwe job? Hy sê, hy gaan vir Farao sê, hy is in sy my. Hy gaan dit nie maak nie. Wat? Jy van jou kop af. Hy sê, nee, kyk mooi. Wanneer hy die Gees ontvang het, waar Vader woon, daar regeer hy. Jy verstaan nie? Hierdie plek moet dit kan sien. Want wanneer ons gevul is met Vader se Gees, dan beteken dit ons regeer nie vanuit die vlees nie, ons regeer agter sy heerskappy aan. Dis die passie van die oomblik. O, dit is vir my so lieflik. Die vrug van die Gees is die teken dat ons werklik in die Gees is. Miskien moet ons aanhou met mekaar praat, sodat ons 'n diepte gevoel kan kry van hoe die werke van die vlees uitgefaseer word en hoe die regering van Vader deur die krag van sy Gees in ons binnekant lewend word. Wat 'n wonder oomblik gaan dit nie wees nie. Ek meen die psigiaters en die kopkrimpers en die kliniese sielkundiges gaan nie meer spreekkamers hê nie, hulle gaan nie meer werk hê nie. Daar gaan nie meer pille wees nie. En weet jy wat? Die onrein geeste gaan nie meer ons lewens versuur nie. Want waaragtig, Vader regeer. En daardie dag sal 'n volk op haar voete staan en jubel voor sy aangesig. En ek sien dit kom en prys sy kosbare naam daarvoor. Ons gaan klaarmaak met Romeine 8 vers 9. En tog wil ek dit net weer, en ek weet ek het daaroor gepraat, maar luister net so 'n bietjie ten slotte, net weer vinnig oor hierdie ene. Wanneer Paulus sê, maar julle, wie is julle? Die kinders van Sion, wanneer hulle gedoop word in die Gees, dan sê hy, julle is nie in die vlees nie. Met ander woorde, dis nie die vlees wat hier heers nie. Hy sê, maar in die Gees. Nou wie is die Gees? Dis Vader Jahwe. Dis wat ek probeer sê. U sien, die gelykenis en die beeld van Vader Jahwe is soos hy's Gees. En wanneer dit terugkeer na die binnekant van die Adam, dan beteken dit die volle heerskappy keer terug na die binnekant van die Adam. Is dit nie 'n wondermoment in ons lewe nie? Om watter rede het ons nie 'n blydskap vanmiddag oor hierdie wonderlike belofte nie? Of is dit vergesog?
Hoekom voel jy op hierdie oomblik nie naby nie? Wat pla jou? Hoekom is jy in verwondering? Hoekom staan jy eenkant in begeer? Hoekom maak jy nie los daar uit jou stoel en kom sê vanmiddag, Vader, hier is ek. Ek soek dat hy my was, so wit as sneeu. Om watter rede nie? Ons is so gewoond om slawe te wees sonder identiteit. En dit is ons probleem. Hoor 'n bietjie, die logika hiervan is eenvoudig en diep. As die Gees woon, is daar heerskappy, is daar blydskap, is daar liefde, is daar selfbeheersing, is die hele karakter van Vader se wese is betrokke. En waar daar lewe is daar vrug. En waar daar vrug is daar die sigbare manifestasie van Vader se teenwoordigheid. En daarom pleit ek vanmiddag hier, ten slotte. Kom ons dink 'n bietjie. Ons het moeite gedoen, ons kilometers afgelê, ons het duur brandstof uitgery om hier te wees. Kom ons gaan dan terug huis toe met 'n lewende getuienis in ons binnekant. Dan daag ek hier uit. Kom ons gaan leef daar buite volgens die heerskappy van Vader se Gees wat binne in ons woning gemaak het. En dan wys ons vir 'n wêreld dat hierdie plek is ondergeskik aan sy heerlikheid. Ons wys vir 'n wêreld dat Vader gaan hierdie plek skud. Ons wys vir 'n wêreld dat hulle gaan tot in ewigheid nooit weer wees wat hulle was nie. Ons wys vir die wêreld dat Vader Jahwe alleen is die heerlikheid en die majesteit en die ewigheid. En waar hy is, daar sal ons lewe tot eer en verheerliking van sy kosbare naam. My siel roep na daardie dag. En ek pleit by u vanmiddag. Kom, ons staan op hierdie oomblik op ons voete. Staan so 'n bietjie op. Staan 'n bietjie op. Staan 'n bietjie op. Daar's hy. Staan so 'n bietjie op. Hierdie mense op hierdie materiaal moet hoor. Hoe staan die eerstelinge van hierdie klein volkie op hulle voete en hulle juig voor Vader. So ek vra vir u applous met halleluja's en ons hou aan totdat ons die warmte in ons hart ervaar. Kom ons sê vir hom halleluja. Prys sy kosbare naam. Halleluja, prys sy naam. Prys sy kosbare naam. Dis die lieflikheid. Baie dankie. Baie dankie vir hierdie liefde. Baie dankie vir hierdie kosbaarheid. Ons gaan nou uitbreek en ons loof Vader vir die wonderlike momente wat ons gehad het tot hier. Ons gaan nou die middag saam kuier. Ons gaan praat oor hierdie dinge waaroor ons gepraat het. En ons gaan môre terugkom met 'n nuutheid in ons hart. Herstelde kruike wat gevul gaan word met die kosbare geesgoed van Vader Jahwe. Ek dank u.